En die Here groet jou genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, so besig met 'n reeks preke oor die bevryding van valse leerstellings, nê? Leuns, algemene leuns van Satan wat mense glo en waarvolgens hulle lewe ook hier op aarde. Ons nog kyk na 'n hele klompie, sommer daar in Genesis, die leuns wat hy so gesaai het en wat mense glo vandag toe ook nog en wat ons onsself aan moet toets. Laas Sondag het ons gekyk na Job 1, die leuen wat hy daar gesaai het, nê. Ons dien maar net God vir wat ons kan kry, nê, en dit het ons na gekyk, sy leuen. En dan kyk ons nou vandag na Job 2. Job 2, ek gaan die hele hoofstuk lees, maar ons gaan veral fokus op Job 2 vers 4. Job 2 vanaf vers 1, ek lees uit 1983 vertaling. Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry nie op aarde nie, hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy my daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer. Die Satan sê toe vir die Here, dit bewys nog niks, 'n man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy u dan nie in die gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir Satan, goed, hy is in jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie. Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons dan nie ook die slegte aanvaar nie? Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. Ons sien hierdie woorde, nê, hierdie vers 10 is wat ons nou eintlik gesing het, blessed be your name, nê. Ook wanneer God, as daar ook nie goeie goeders oor ons kom nie, bly ons God se naam seën en vergroot, nê, soos wat Job gedoen het. Dan vers 11, 3 van Job se vriende het verneem van al sy rampe wat hom oorgekom het. Hulle het elkeen van sy eie plek af gekom, Elifas uit Teman, Bildad uit Soag en Sofar uit Naama. Hulle het afgespreek om deelneming met hom te betuig en hom te troos. Toe hulle hom op 'n afstand sien, het hulle hom eers nie herken nie, daarna het hulle hardop begin huil, hulle klere geskeur en stof in die lug en op hulle koppe gegooi. 7 dae en 7 nagte lank het hulle op die grond by hom gesit, sonder om 'n woord met hom te praat, want hulle het gesien dat sy smart baie groot is. Ek gaan vra kyk na vers 4, die Satan sê toe vir die Here, dit bewys nog niks, 'n man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy dan u nie in die gesig vervloek nie, vers 5 ook. Ja, ek dink as mens hierdie boek Job lees, dan kom mens agter, ervaring alleen, nê, kan nie vir jou sê waaroor die lewe gaan nie, wat die betekenis van lewe is nie. Nê? Die lewe is dieper, is groter as wat ons ervaar. As wat jy met jou sintuie kan waarneem. Mens kan nie na ervaring kyk en sê, kyk, hierdie goeie goed het nou gebeur, ek is nou 'n geseënde van die Here. Daai slegte goed het met jou gebeur, jy's nou vervloek deur die Here. Mens kan dit nie sê nie. Nee, jy kan nie net so deur ervaring kyk en sê, wat is die betekenis van die gebeure nie. Daar's iets diepers, daar's iets groters in die lewe. Fisiese gebeurtenis, sy betekenis kan ons eers verstaan as ons ook die geestelike ken. En dit is wat ons sien in Job. Nee? As dit nie was dat God vir ons 'n prentjie agter die gordyn gee, nee, wat in die hemel gebeur,
sou ons nie mooi kon verstaan wat met Job gebeur nie. Sou ons eintlik maar so sy vriende ook geredeneer het, Job, daar moet sonde in jou lewe wees. Ons sou saam met hulle vir Job beskuldig het en gesê, dit gaan so sleg met jou. Nee, want jy het seker iets het jy gedoen wat verkeerd is. So, dit wat met jou gebeur ook, jy kan nie eintlik presies sê, jou omstandighede wat, kan jy nie verstaan, die betekenis daarvan, as God nie vir jou openbaring gee nie. As God nie vir jou praat deur sy woord en sy gees nie. Ons het die woord nodig, om ook ons lewensomstandighede te kan interpreteer en te kan hanteer. Want daar's meer as net die fisiese gebeurtenisse. Dit sien ons baie duidelik uit hierdie boek Job. Nee, as jy tot dieper betekenis van die lewe wil kom, het jy God se woord nodig. Dat God vir jou perspektief kan gee op jou lewe. Daarom is die woord ken. Daarom jy het lees. En God se gees werk deur sy woord om vir jou openbaring te gee. En dat jy nie moet verloor, byvoorbeeld nie. Dat jy nie dink, ek is nou vervloek, of wat ook al. Of wat mense vir jou sê. Mense het al so baie keer so seer gekry, wanneer hulle gediagnoseer is met 'n siekte soos kanker, dan sal ander mense na hulle toe kom, en in sekere omstandighede kan dit dalk wees. Ander omstandighede is dit nie so nie. Hoor jy so, sit jy met bitterheid of so. Natuurlik moet jy jouself ondersoek. Maar om reeds iemand wat in die diepste ashoop is, nie soos Job se vriende nou te kom en sê, nou hoor jy so, dit is, jy sit met hierdie kant, jy sit met bitterheid, onvergeef, wat ook al. Dis nie so maklik nie. Baie versigtig om vir iemand dit sê. Ek sal iemand ondersteun en help op die pad dat God kan openbaar. Wat is die geestelike betekenis? Wat is die dieper betekenis van dit wat met jou gebeur? En in die boek Job gaan eintlik oor die besorgdheid, die vraag van alle filosofieë, nê? Alle filosofieë in die wêreld gaan oor wat is die sin van die lewe? Nee, waaroor gaan dit? Alle filosofieë werk met hierdie vraag, is daar 'n lewe wat meer belangrik is as hierdie fisiese bestaan? Is daar dieper betekenis aan gebeure? Net dis waar Job mee besig is. En sy vriende, en sy vrou. Nee, is daar iets diepers as net hierdie fisiese bestaan? Satan sê natuurlik, dis sy leuen waarmee hy kom natuurlik weer is, nee, daar is nie iets diepers. Daar's nie 'n dieper lewe as hierdie fisiese bestaan nie. Dis wat hy baie duidelik sê in hierdie vers 4, Job 2 vers 4. Dis nou die 83 en 53 vertaling wat ek hier vat. Dit bewys nog niks, sê hy. 'n Man sal mos alles gee wat hy het as hy net kan bly lewe. Vir hom gaan dit oor die lewe op aarde is alles. Daar's niks verder of dieper nie. Dit gaan net oor hierdie lewe. Die 53 vertaling wat meer 'n letterlike vertaling van die Hebreëus is, staan daar huid vir huid of vel vir vel. En alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Dis 'n Hebreëse gesegde wat sê eintlik die mens is eintlik egoïsties. Dit gaan net oor jouself en jy sal alles doen, alles gee en weggee net om jou eie bas, jou eie huid, jou eie vel te red. Dis waaroor die mense gaan. Nee, hulle sal alles doen net om sy eie bas te red. Dis hoe die mens is. Sy eie huid, sy eie vel te red. Lewe, nefesh, Hebreëse woord hier beteken letterlik, is om net te bly asemhaal. Mens sal hy gee vir sy lewe. Dis wat Satan sê. Mense sal alles gee vir hulle lewe. Net om te bly asemhaal. So lank as moontlik te kan asemhaal hier op aarde. Dis alwaaroor dit gaan. Daar's nie verder iets diepers nie. En ek dink dis eintlik 'n hoe kan ek sê, 'n skop, nee, in die ribbes van baie kinders van die Here, gelowige ouers. Dit is tog nie so nie. Hy sê ja, Job, nee, sal alles gee, hy sal sy kinders opoffer, hy sal al sy besittings opoffer dat hy net sy bas kan red. Dit is maar waaroor die mens gaan. Dis waaroor die lewe gaan. Ons weet dit is nie so nie. Baie gelowige ouers wat deur swaar dinge gegaan het, nee, wat ook kinders aan die dood afgestaan het.
Wat sou sê, het gaan nie dan nie, ek sou eintlik wou in my kind se plek gesterf het. Nee, dit is eintlik 'n vernedering van die mens, wat Satan hiermee besig is. Ja, dit is baie mense, kan dit so wees. Veral as jy meegesleer is deur hierdie leuen van Satan. Daarom sê hy, ja, dit wat in Job 1, wat ons gelees het gebeur het met Job, ag, 'n mens sal alles gee, hy sal sy besittings verloor, hy sal sy kinders opoffer, hy wil maar net bly asemhaal, sy eie bas te red. Hierdie lewe is al wat daar is. Dis wat Satan sê, dit is al waaroor dit gaan, net hierdie lewe. Die mens sal sy vriende verraai, sy siel verkoop om net te bly asemhaal. En ja, daar is ook werklikheid aan, hierdie wêreld opereer eintlik so, dit gaan maar net om bly asemhaal. Wat sal mense net doen, net om gesond te wees? Wat sal mense doen net om jonk te lyk? Partykeer sien mens foto's van mense wat gaan vir kosmetiese behandeling, dat hulle net goed lyk en so, en later is die lippe opgeblaas, en alles lyk net uit proporsie uit, Die vrouens sal veral weet van dit, Mense sal alles doen net om hierdie lewe, aan te gaan, en goed te lyk. Ek, 'n vriend van my se broer, is 'n dosent by Mafeking kampus van Noordwes Universiteit. En hy hoor, daar is 'n groep studente wat so praat oor hoe hulle gaan geld maak. Nou klaar geswat het, gaan hulle werk en baie geld maak en so. Hy vra toe vir hulle, kom ons sê jy het 10 miljoen rand en jy doen 'n baie ernstige siekte op. Baie ernstige siekte. Hoeveel sal jy gee om weer gesond te word? Al daai studente sê ek sal 10 miljoen rand gee daarvoor. Dit is so, mens sal alles gee. Dit is baie keer leef ons leef so. Die wêreld is eintlik gebou op hierdie sataniese leuen, dat hierdie lewe is alles. Dis waarop die wêreld funksioneer. Die lewe moet bewaar word, die lewe moet geniet word, moet gemaklik gemaak word, moet verhoog word, die lewe moet aanbid word. Die lewe hier op aarde dis al waaroor dit gaan, so moet dit aanbid. Ek nou jou jare terug, onthou ek altyd as 'n kind daar op Brits, dan gaan ons na die kine toe, of ons gaan na die inry, dan gaan fliek ons, dan onthou ek advertensies. Onthou julle, dis 'n bietjie paar ouer mense wat meer my ouderdom is, daai Mainstay advertensies, daai ouens op die jag met die meisies en die eiland, en dan Mainstay, en dan drink hulle Mainstay. Dis waaroor die lewe gaan. En die rokers, Lexington, satisfaksie na die aksie. Lexington, that's the one. That's the one. Dis die lewe. Dit is waar die advertensies en die media vir jou verkondig en vertel. As ek op Facebook na ander mense se lewens kyk, dan is ek so jaloers. Ander mense se lewens lyk so goed en so lekker. Dat ek baie keer voel, maar wat lyk my, ek moet 'n bietjie iets begin doen. En so. Ek gooi sommer so 'n klip in die bos, is nou nie 'n beskuldiging nie. Maar dit is hoe ons dit bou, Ons bou ons lewens, dis waaroor dit gaan. En dit is hoe Satan, dit is waaroor die lewe gaan. Hy vir ons vertel. En dan is daar filosofie wat op hierdie gedagte gebou is, dat die lewe op aarde is alles, Filosofie soos materialisme. Wat sê materialisme? Man, daar's nie iets meer. Daar's nie iets geesteliks nie. Dit gaan maar, die mens is ook maar net eintlik molekules en atome wat in beweging is. Dit gaan maar net oor die materiële wat jy kan bymekaar maak. En dit vat jou hele lewe, Jy moet heeltyd bymekaar maak, 'n lewe bou, die materiële bou. En daar's nie tyd vir die geestelike, vir die ewige nie. Nie tyd om God te aanbid in die oggend, ek nie tyd vir stilte tyd nie. Ek nie tyd vir godsdiens, huisgodsdiens met my gesin nie. Ek nie tyd vir my verhouding met my kinders, met my vrou, my man. Daai materialisme vat jou hele lewe, vat al jou tyd. Daar's nie tyd om die koninkryk van God te bou en betrokke te wees byvoorbeeld in 'n gemeente nie. Al baie mense gehoor wat sê hulle wil nie deel van 'n klein gemeente raak nie. Groot mega gemeentes.
Want by daar kan ek mos wegraak in die skare. Maar klein gemeente, nee, moet jy betrokke raak en dan gaan vir jou vra om iets te doen. En daarom ook meer van die groter gemeentes. Nee, dit is wat mense sê. Want hulle gaan nie van my iets verwag nie. Dalk net geld gee, maar dit is alright. Vat nie my tyd nie, ek het nie tyd nie. Materialisme. En dan verwante filosofieë wat ook maar daarop gebou is, nê? En wat jy kan sien wie's agter dit, nê? Satan ons mos die mense moordenaar volgens die skrif. En ander filosofieë wat ook maar so verwant is aan materialisme, kommunisme. Die kommunisme. Wat verkondig kommunisme? Wie is God? Die staat is God. En jou waarde word gereken van die bydrae wat jy tot die staat kan lewer. En as jy nie teen die staat gaan, dan word jy doodgemaak. Nee, hoeveel miljoene mense is al doodgemaak deur kommunisme? Nee, wat nie waarde wat teen die staat opstaan. En ek sien nou die afgelope tyd ook die Bella-wetgewing. Nee, waaroor gaan dit? Is wat se waarde kan ons kinders hê vir die staat, nee? Dit is daai gevoel. Na 94, die nuwe bedeling Kader Asmal se nuwe onderwysbeleid het maar daaroor gegaan, ons moet goeie kinders in die skole kweek vir die staat. Ons moet goeie staatsonderdane deur die skool kweek vir die staat. En die Bella-wetgewing wat ek verstaan, al die goed wat ek lees, wat ook die afgelope tyd deur die gereformeerde kerke versprei is, daar word meer magte van die beheerliggame van skole word weggevat en vir die departement gegee. So die magte word uit die kinders, die ouers se hande gevat en vir die staat meer magte gegee. En dis die gevaar daarvan. Ons is verbondsouers. Ons doop ons kinders om hulle groot te maak as volgelinge van Christus. Het gaan nie net oor die staat nie. Ja, die Here sê ons in die staat onderdanig wees, maar as hulle van ons goeders verwag teen God se wet, dan moet ons aan God meer gehoorsaam wees as aan die staat. Dit is hoekom daar nou so 'n reaksie is ook oor die Bella-wetgewing, wat die magte uit die beheerliggame se hande wil vat, meer magte wegvat en gee vir die staat, die departement van onderwys. Nog 'n filosofie, die humanisme. En wat sê die humanisme? Die mens is God. Ek is God. Ek is die God van my eie lewe. So ek doen wat vir my reg is. En hoeveel mense word nie vermoor daardeur? Nee, aborsies. Het gaan ons oor menseregte, dis my reg. En hierdie kind wat ek nou het, pas nie in by my lewe wat ek nou voel, en daarom aborteer ek. Die humanisme, dit is nogal snaaks, filosofie wat so gaan eintlik oor hierdie lewe, word op die einde omgedraai deur Satan waar mense vermoor word. Nee, ek sal besluit of ek hierdie kind wil hê of nie wil hê nie. Eintlik vir humanisme gaan, as hulle praat van hierdie lewe, dan praat hulle van nou. Pas dit my nou. En as iets onaangenaam is nou, dan raak ek daarvan ontslae en ek aborteer. Ek het 'n bietjie gaan kyk na statistieke. In 2005, dit is omtrent 20 jaar terug, wêreldwyd, dis nou wat hulle seker nou van weet, was daar 40 miljoen aborsies gewees in 'n jaar, wêreldwyd, 40 miljoen aborsies. Nou 20 jaar later, 2024, het amper verdubbel, 73 miljoen aborsies per jaar. 73 miljoen aborsies per jaar. Dit maak net nie sin, hierdie dinge nie. Maar dit is hoe Satan se leuen werk. Ek sien ook iemand plaas ook op so 'n ding wat sê as jy byvoorbeeld seeskilpaaie se eiers beskadig, nê? Christian, jy sal seker nou daarvan weet. Daar's 'n boete, nê? As jy seeskilpaaie se eiers beskadig of met jou 4x4 daaroor ry, nê? Jy gaan 'n boete kry, nou dit is $'n paar.
wat jy moet betaal. En dan is daar nog ander diere waarvan hulle ook praat. Jy word beboet. Nee, as jy dit doen. Maar om 'n mens dood te maak, te aborteer, verniet. Daar's nie, doen dit. Dis jou keuse. Jy's God van jou lewe. Jy bepaal. Selfs kinders wat na geboorte ook is, onder sekere ouderdom kan ook doodgemaak word. Verstaan jy hoe kom Satan se leuen? Waar eindig dit? Die mensemoordenaar. Daarom was dit so belangrik geweest dat God hierdie leuen moes openbaar. Daarom het hy toegelaat dat Satan so ver gegaan het om selfs vir Job se lewe aan te raak. Hy sit met daai siektes en al die dinge. Want dit is die effek van sy leuen, van Satan se leuen. Daarom moes Job hierdeur gegaan het. Dat God wys dis 'n leuen. Hy moes Satan se leuen ontbloot. En as ons kyk na die siekte, daar's 'n dokter wat bietjie gekyk na die simptome en so, wat sy siekte het Job opgedoen. En dis 'n dokter Meredith Klein wat ek nou gelees het van, sê hedendaagse medisy is nie eenparig in hulle diagnose van Job se siekte nie, maar na aanleiding van die prognose was dit 'n skynbare hopelose situasie. Die afskuwelike simptome het inflammatoriese uitslag wat intens gejuk tot gevolg gehad het, ingesluit, Job 2 vers 7 en 8, wurms en etter, Job 7 vers 5, wegvreting van sy bene, Job 30 vers 17, sy vel het swart geword en van hom afgeval, Job 30 vers 30, en hy het verskriklike nagmerries gehad, Job 7 vers 14. Dit kon wees as gevolg van die voortgesette blootstelling aan die siekte. Job se hele liggaam is gekastei deur hierdie aaklige, pynlike aantastings. Dit was belangrik dat dit opgeteken is vir ons vandag ook. Belangrik. Maar hoe het Job gereageer? Hy het nie geval vir Satan se leuen nie. Alhoewel hy nie eers die hele prentjie geken het nie. Hoe het hy gereageer? Hy het met opstandingsgeloof gereageer. Job 2 vers 10. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. En ons het eintlik hierdie net nou gesing met Blessed be the Lord. Nee? Give and take away. Nee, is dit waar? Is maklik om die goed te sing. Maar sjoe, as ek dit so sing, dan dink ek, het ek hierdie geloof? Job reageer deur sy oë te rig op God. As die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. En hy het glad nie gesondig nie. En hy sê eintlik hierdeur, God se seën kan ook pynlike dinge insluit. Dis wat Job hier sê. God se seën kan ook teëspoed, swaar kry, insluit. Kan ook deel van sy seëning wees. Want God bly goed. Dis wat Job hier sê, God bly goed. Job het opstandingsgeloof gehad. Hy het sy oë gefestig nie net op hierdie lewe nie, maar nou op die ewige lewe, die dieper lewe wat daar is. Want ons lees in Job 19 vers 25 tot 27. Ek weet dat my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe in God sien. Ek sal hom sien met my eie oë sal ek hom sien, hom en niemand anders nie. So Job het gefokus op die dieper ewige lewe, opstandingsgeloof. Al moet hy sterf, al moet sy siekte my vel wegvreet, sal ek nog lewe, want hy het die ewige lewe. En God sal ek sien. Dis sulke kragtige geloofsuitsprake. En wat ons ook vandag Satan se leuen moet ontmasker en teëstaan. Hierdie lewe is nie alles nie. Ek dink vir ryk mense soos Elon Musk, dit moet baie swaar wees om hierdie lewe te verlaat.
Want hy het so baie om te verloor. Party mense het minder om te verloor, is eintlik makliker om vir ewig by God in volmaaktheid te wees. Ons het die ewige lewe nou al, maar om dit in volmaaktheid te kry. Job sien uit om die ewige lewe in volheid te ontvang by sy dood. Hy weet daar's iets meer as die fisiese lewe. En in die Nuwe Testament kom dit maar dieselfde uit ook, nê? Daar waar Jesus, julle weet, met Nikodemus praat, Johannes 3 vers 16, wat almal ken, so lief het God die wêreld gehad, so die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. Daar is 'n dieper betekenis, daar's 'n meer fundamentele lewe as hierdie fisiese lewe. Net jy die ewige lewe kan ontvang. Gaan luister maar na die stories van die vervolgde kerk. Waar gelowiges hulle lewe gee vir die Here. Nee, ons dink waar het eintlik al begin het, Stefanus, terwyl hulle hom gestenig het, sê hy sien Jesus in die regterhand in die hemel. Nee, daar's soveel getuienisse daarvan. Die ewige lewe, daar's 'n dieper, meer fundamentele lewe as hierdie lewe. Paulus sê in Romeine 6 vers 23, die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus, Jesus ons Here. En ook Romeine 8 vers 17, en omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Jy's 'n kind van God, hierdie kant van die graf erf ons baie keer ook maar swaar kry, nê? Soos wat Jesus ons leier swaar gekry het, en ultimate swaar gekry het aan die kruis. Maar na sy dood en opstanding het hy die ewige heerlikheid, en ons is mos kinders van God, so ons erf ook dit, die heerlikheid, aan die kant die graf. Die ewige lewe. Hierdie lewe moenie aanbid word nie. Dis nie al waaroor dit gaan nie. Hierdie lewe op aarde is maar net 'n voorbereiding vir die werklike wat kom, vir die ewige lewe. God gebruik hierdie lewe om ons te vorm en voor te berei om vir ewig volmaak saam met hom te wees. Dis die doel van hierdie lewe. Net kyk hoeveel dinge bymekaar maak nie, of wat ook al, wat 'n filosofie jy dalk gevolg het. Dit gaan om jou voor te berei om vir ewig saam met God te wees. Dit gaan oor karakterontwikkeling. Om meer en meer soos Jesus te word. Jy gaan nie self God word soos Jesus nie, jy gaan nie God, maar jy gaan goddelik word. Jou karakter, jy gaan net meer en meer Jesus vertoon, sy beeld, want ons is geskape na sy beeld. En hy woon in ons, dat ons net meer en meer daai beeld vertoon. Paulus sê, Efesiërs 4 vers 15, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte na Christus groei. En baie keer kan reeds teenspoed die grootste seëning in jou lewe wees, om jou karakter te vorm. Dit is nie lekker nie, nee, maar ontslae te raak van al daai ander dinge waar onnodige goed waaroor jou lewe gaan. En te kom by die kern, om op te groei in Christus. Dis reeds dan wat ek my losser leer ken, soos wat Job sê. In die moeilike tye. Dis baie keer waar jy tot 'n diepe verhouding met die Here kom. En hom regtig leer ken soos hy is en wie hy is. Paulus maak dieselfde uitspraak as Job. Ek wil met hierdie vers afsluit. Romeine 5 vers 3 tot 5. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Nee, jy's bly. Nee, jy het ons laas Sondag weer herinner daaraan in ons mikrogroep. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy in ons gegee het. Teenspoed dat ons oë vestig op die Here. As dit te lekker gaan, dan kyk ons op die aardse goeders, hierdie lewe. Dis waaroor dit gaan.
Maar as 'n teenspoed kom, dan skielik kan sê ons wag. Wie is my enigste vesting, my burg, soos ons begin het ook, die eerste lied ons gesing het, ons vesting, dis net die Here. Dis net die Here. En ons fokus op die ewige lewe wat Jesus vir ons verwerf het. Soos met Job ook, God gee baie seëninge, dit gaan goed, maar moenie daarvan die afgod maak in jou lewe nie. Bly gefokus op Jesus en die ewige lewe, wat hy vir ons verwerf het. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie Here, dat ons weet ons lewens is in U hande. En waar elkeen van ons ook maar worstel, baie keer, Here, vra ons dat U deur die woord en die Gees sal openbaar, wat die betekenis is van ons ervarings. Dat ons in elke omstandighede ook net soos Job, deur die werking van die Gees, ons oë sal vestig op die opstanding, die ewige lewe in Christus. En Here, dat U ons sal versterk, en ook ons getuienis sal versterk, dat ons ook sal uitgaan, en ook ander mense, Here, sal kan gaan getuig, van U nabyheid, U grootheid, U almag, en hoe U ons antwoord. Seën ons, Here. Seën ons, en dat U die middelpunt van ons lewens sal wees. Bid en vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly. Amen.